Goeiemiddag, 5 Augustus, tyd vir so 'n bietjie refugee antwoorde. Eerste vraag, doen hulle dwelmtoetse as jy gaan vir medies? Ja, beslis. Hulle gaan dwelmtoetse doen as jy gaan vir medies. Kan jy 'n spesifieke staat versoek? Of selfs 'n spesifieke stad of dorp? Jy kan sê, ek wil graag in Tennessee bly. Gaan hulle jou plaas? Kans is baie klein. So, niks keer jy om te vra nie. Hulle plaas jou waar daar caseworkers beskikbaar is. So as jy 'n klein dorp of iets kies, en daar's nie 'n caseworker naby nie, want die maksimum wat hulle doen 'n radius is 100 myl van caseworkers af. So jy gaan definitief nie regkom waar daar nie caseworkers is nie. Behalwe as jy 'n taai het in Amerika wat kom met om alles vir jou te doen, dan kan jy jou by die taai plaas. Dit is ook nie 'n garantie nie. Ek moes ekstra mediese toetse doen. Nog nie gegaan vir die live interviews nie. Is dit omdat ons ekstra toetse gedoen het, wag hulle vir die uitslae? Heel moontlik. Hulle gaan nie tyd mors om live interviews te doen voor hulle nie jou results van jou medies het nie, wat jy kan afkeer nie. So, maar partykeer, daar's party mense wat gaan interviews doen nog voor hulle medies gedoen het. Ek dink hulle streamline die program so bietjie, om seker te maak, hulle mors nie tyd op mense nie, so jy gaan sekere goed eers moet doen, voor hulle kom by 'n live interview. Die laaste interview, teen die tyd wat jy hom doen, gaan jy alles in plek moet hê, en iets nog nie in plek is teen daai tyd nie, dis wat hulle vir jou gaan sê, en vir jou kans gee om dit in plek te kry, spesifiek papiere en die tipe van ding. Wat van asylum mense wat president Trump teruggestuur het Suid-Afrika toe? Nee, ek het nie idee waarvan jy praat nie. President Trump het nie asylum mense teruggestuur, of gesê het hulle moet terug gaan Suid-Afrika toe. Ek dink jy is verwar. President Trump het wel gesê, almal wat aansoek doen vir green cards, moet terugkeer na die land van origin toe, om van daar af aansoek te doen vir hulle green cards. Speel nie 'n rol in hierdie program nie. Jy kom hier as 'n refugee, en jy deel van jou proses is om aansoek te doen vir green card na 'n jaar. So jy gaan nie moet teruggaan Suid-Afrika toe om vir green card aansoek te doen nie. Asylum is 'n totale ander ding. Dis mense wat klaar in Amerika is wat aansoek doen vir asylum. Baie langer proses, baie moeilike proses, en die meeste mense word afgekeer. Hoeveel geld mag jy saam met jou vat op die vliegtuig? As jy praat van cash, $10,000 maksimum, US dollars. Enigiets meer as $10,000 het jy a lot of paperwork nodig. Ek sal nie persoonlik, ek weet nie hoekom sal 'n mens met soveel cash in jou hand, in 'n tas saam met jou vlieg nie. Ek sal dit nooit waag nie. Paar dollar in die gatsak vir die lughawens waar jy gaan. Meeste lughawens nou, international airports, gebruik net bankkaarte en kredietkaart. Jy kan amper nêrens meer cash gebruik nie. Nie te veel cash in jou gatsak hê nie. Die res is in jou kant. Onthou jou bankkaart en jou kredietkaart. Jy sê net vir jou bank, vir Standard Bank, ek gaan na Amerika toe. Moenie my kaart blok as jy sien, hy word daar op Atlanta Airport gebruik vir hamburger en chips nie. Nee, ek lieg. Hamburger en fries, anders gaan jy hamburger kry en 'n pakkie chips. So onthou, as jy hier kom, moenie vra vir hamburger en chips nie, jy gaan 'n hamburger kry en 'n pakkie Lay's chips. Jy vra vir hamburger en fries, as jy wil slap chips hê. Wat is die rente op beleggings in Amerika? Amerika is 'n free market system. Alles is 'n free market system. So, daai belegging rente kan enige iets wees van 1% tot 50%. Hang af by wie jy gaan belê. So, jy moet maar net uitkyk waar is die hoogste beleggings, en obviously hoër die rentekoers gaan, hoër is die risiko. So ek kan nie vir jou sê wat sê rente nie, want dit verskil van plek tot plek, van is 'n free market system. Ons kry op die oomblik 4% rente op as ons 'n CD doen, cash deposit doen. En dan sit vas vir 3 maande of 6 maande. Doen die intruder nou almal se CV's? Okay, 2 goeters. Eerste ding, die intruder, vir die wat nie weet nie, is my wife, Annelies Snyman Botha, daar op Facebook.
doen sy almal se CV's? Nee, sy doen glad niemand se CV's nie. Ek weet nie waar die confusion daar aankom nie. Sy het definitief nie tyd om elke ou se CV te vat en hulle te verander nie. En sy kan dit ook nie doen nie, ongelukkig nie. So jou CV is jou eie verantwoordelikheid, jy kan hom translate, onthou in Amerika is die resume, hulle noem dit soos hier kom, gaan na AI op jou Google of whatever en sê vir ChatGPT, sit die informatie in en sê, please create me a resume for the American job market. En dan gaan jy nogal regkom. Ons is nou al 'n maand aansoek gedoen, 'n maand terug, nou nog niks gehoor nie. Is die ding dan op pause? Is die program gestaak of op pause? Nee. As jy nou 'n maand terug aansoek gedoen het, beteken dit sekerlik dat jy weet nie eintlik baie van die program nog nie baie bewus nie, as jy gevolg het die laaste jaar en 'n half hierdie program of die laaste jaar en bietjie, sal jy agtergekom het, om 'n maand te wag is niks. Party mense wag 4-5 maande voor hulle eerste kontak kry. Ongelukkig is nie 'n vaste tyd nie, dit kan enige tyd duur, van 1 week tot 5 maande voor jy die eerste keer van hulle hoor. So dit is normaal en die program is nie gestop nie. Kan jy vir jou refugee kinders in Amerika gaan kuier as hulle aankom as refugees? Nee, jy kan nie. Jy kan try. Sover al die mense wat aansoek doen vir vakansievisas om te kom kuier in Amerika en hulle familie hier is nog refugees, word afgekeer. En nou, as jy klaar 'n vakansievisa vir Amerika het, voor hy mense hier gekom het, no problem, jy vlieg het op hom. As jy nog nie een het, jy gaan aansoek doen vir ene, kan ek jou amper 99% garantie hulle gaan dit afkeer, tot hulle ten minste green card holders is. Ons het die aansoek ingevul, die proses begin, maar my dogter is genooi na troue in Mosambiek, so dat 'n impak op haar aansoek het. Nee, glad nie. Toe jy gaan ons uit in Mosambiek vir 'n dag of 'n week, weet. Dit gaan nie impak hê nie. Onthou jy moet in Suid-Afrika wees om aansoek te doen. Jy kan nie by 'n ander plek wees nie, want jy moet daar gaan vir interviews en jy oproepe en alles. As jy vir 'n dag of 'n week of so in Mosambiek ingaan op vakansie, het niks met die program te doen nie. As jy daar bly die hele tyd, dan het jy 'n probleem. Dan het jy met die program, want as jy daar veilig bly, dan is jy mos nie. Maar nee, dis nie 'n probleem nie. Kan ek travel buite Amerika as 'n refugee? I will not recommend at all. Onthou jy's 'n refugee in Amerika. Om aansoek te doen vir green card moet jy tyd spandeer in Amerika ook. So sal ek glad nie is in Canada of in Mexico in die tyd wat jy 'n refugee is. Byt vas, maar in 'n jaar dan doen jy jou aansoek en jou green card. En as jy jou green card het, dan kan jy travel. Net nie terug gaan Suid-Afrika toe nie. Al het jy 'n green card, moet net nie terug gaan Suid-Afrika toe nie. Want die kans dat jy dan terugkom hiernatoe, terugvlieg, hulle jou gaan keer by die lughawe is baie goed. So, dis die basiese vraag vir vandag. As jy al nog vrae het, sal dit onder in hierdie video en dan sal ek vir 'n nuwe video maak om dit te antwoord. Moontlik Saterdag kan ek 'n live doen. Nee, ek weet nie. Ek gaan Saterdag moontlik die hele dag vlieg. Teen die tyd wanneer ek klaar slap julle lankal. So as ek dit mis, sal ek vir julle Sondag 'n live doen, hierso by 7:00 Sondag aan. Geniet die dag verder. Cheers.